Dit is so heilig die seun. Stap ook die heilige pad, stap die aparte pad van God. Dis 'n pad wat jou uit die stelsel uit gaan neem. Jy kan nie deel wees van die stelsel nie, jy kan nie deel wees van die seksuele losbandigheid nie. Jy kan nie buite God se wet opereer en dink jy's honkie-dorie nie. Reg. Goed. Ja, jy moet maar verskoon. Ek is baie streng op, ek kom miskien baie keer baie streng of baie sterk oor. In my lewe moes ek baie die kere dinge alleen doen in my lewe, en ek het 4 kinders gehad wat ek groot gemaak het, en ek het dit alleen gedoen. So, met die gevolg is, wel, as jy met groot hoeveelheid swartes in klasses werk, 50, 55 in 'n klas, dan kan jy kan nou nie oorkom as Jannie jammer gat nie. Verstaan julle die probleem? Want dan gaan hulle boor jou loop. So ja, ek het in my lewe geleer om sterk op te tree. Ek is niemand se vloerlap nie. So ja, en ek is nie hier vir sotte nie. Ek is hier vir die wat nog soekend is. Miskien kan ons nog 'n laaste koringkorreltjie uithaal. Reg. Reg. Almal reg, kan ek praat? 75, ons is reg, ons kan praat. Ek net, is vandag die 20ste, né? Ja. Ek het nou die dag verjaar. Ek is nou 57. En hierdie jaar gaan groot dinge. 57 gaan 'n besondere jaar wees vir my. Ek gaan 'n dagboek hou oor hierdie jaar. Want my lewe gaan baie vinnig, baie binnekort, baie vinnig, baie interessant raak. Right. Dankie, Wins. Ja, ek dink die koring weet baie keer hulle skoring. En ek dink die kaf weet baie keer hulle skaf. Maar hy vrek voor hy dit sê. Hy sal dit nou nie noodwendig erken nie. Reg. Nou goed, dankie Alida. Ja, ek is nie geplan nie. Right. Ek gaan die kommentare afsit, want ek kan nie, en dan sal ek die kommentare weer aansit op die einde. Okay? Ek gaan die kommentare afsit. Die wat luister, en die wat nie luister nie, wel, sorry. Nou kom ons. Goed. Goeiemiddag aan almal. Dit is vandag die 20ste Junie 2026 en die enigste rede hoekom ek 'n lering gee is omdat Vader my druk om 'n lering te gee. So hy het die laaste week met my gepraat en vir my gesê, hierdie is 'n baie belangrike lering wat ek julle moet gee. Hierdie lering het ek al gegee vir my groepe seker 4 weke gelede. En dit het my 2 ure gevat om die lering te doen. En ons het nie 2 ure hier om dit te kan doen nie. So ek gaan probeer kyk of ek dit in 'n uur kan afhandel. Nou, weer eens, ek mag moontlik met jou praat op 'n vlak wat jy nie noodwendig altyd verstaan, en ek gaan heel moontlik verwys na konsepte en begrippe wat jy heel moontlik ook nie verstaan nie. Die Bybel is nie geskryf vir almal nie. Die Bybel is nie geskryf vir 'n 5-jarige of 'n 7-jarige of 'n 10-jarige nie, en beslis nie op die vlak van 'n graad 7-jarige nie. So, die huisgenoot, wat ons nou noem die slijmgenoot, was al die jare geskryf op die vlak van 'n graad 7 kind. So ja, nou ons weet waar die huisgenoot ingeval. Ek koop al jare lank dit nie meer nie. So die Bybel is nie geskryf op die vlak dat 'n gewone persoon dit kan verstaan nie. As dit so eenvoudig was, dan sou ons almal dieselfde geglo en verstaan het, en dan was Islam nie die vinnigste groeiende geloof in die wêreld nie. So, die Bybel is geskryf vir die uitverkorenes, vir die wat God uitverkies het, want nie almal is uitverkies nie. So, die Bybel is so geskryf dat die uitverkorenes sal soek en vind. En Vader het baie van ons opgerig in hierdie laaste tyd, sodat ons die woord aan julle kan verkondig, vir die wat dan nou nog soekend is, dat hulle kan fokus. So ja, nou, die hele idee wat die kerke aan jou voorhou, is dat jou geloof gaan jou red. Jy moet net glo, en as ek vra, wat glo jy? En jy glo in Jesus Christus, okay, reg, wat glo jy? Gewoonlik kan die persoon nie vir jou sê nie. Het jy tot bekering gekom? Ja, hy het belydenis van geloof afgelê.
Sommige kom daarom as sê hulle maar hulle is gedoop in die naam van Jesus Christus. Wel, dit is al 'n goeie begin. Maar die meeste mense wat vir jou verduidelik, hy is 'n gelowige, hy's 'n Bybelgelowige, hy's 'n Christen, kan glad nie vir jou geloof definieer nie. Hy kan dit nie vir jou verduidelik nie. Hy sal vir jou sê hy glo in Jesus, maar as jy kyk na sy lewe, dan is dit definitief nie die lewe van 'n Jesuskind nie. En wanneer jy met mense praat oor hoe moet die lewe van 'n Jesuskind lyk, dan kan hulle dit ook nie vir jou sê nie. Want daar is baie verskillende stemmetjies. Daar's baie communities, en jy weet van watter communities ek praat, wat vir jou wil verduidelik, dat in hulle seksuele losbandigheid, is hulle nou besig om Jesus te dien. Dis soos wat die tempelprostituut vir jou kom verduidelik. Sy is eintlik 'n Jesus Christus gelowige, maar sy is eintlik 'n tempelprostituut. Verstaan? En dit is die groot probleem. Want wanneer jy met mense praat oor dat redding deur middel van die werke geskied, dan wil hulle jou nie hoor nie. Want hy glo dan. So as hy glo, gaan Jesus hom ons nou red. Dit is nie wat jou skrif sê nie. Die Bybel sê, jy sal geoordeel word op jou werke, en ek gaan dit vir jou nou in detail uitlê. Ek het hordes verse om dit vir jou te doen. Net so lank, sodat jy net kan sien, ek het my huiswerk gedoen. Kyk mooi, ek het my huiswerk gedoen. Sien? Right. Goed, daar lê hy. Goed, nou, wanneer ons in die Nuwe Testament lees, ons gaan Ou Testament eers doen, maar ons gaan begin by Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou hierdie is weer een van daai verse wat 'n bietjie begrip nodig het. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So die geloof gaan gepaard met 'n baie belangrike aksie, naamlik die doop in die naam van Jesus Christus. Daai is jou eerste belangrike aksie. En die doop gaan gewoonlik gepaard met belydenis van sondes, met bekering. As jy mense vra wat is bekering, dan weet hulle nie waarvan jy praat nie. Bekeer na wat? So, ons sal nou daaroor praat. So hy wat glo en hom laat doop, hy sal gered word. So die geloof moet oorgaan in 'n daad van doop in die naam van Jesus Christus. Nou die protestante kerke, die hervormd en die Gaatjie Ponders en die NG Kerk, NG, daai kerke, en ek dink daar's 'n hele paar ander, doen die klein doop. Met die gevolg is, hulle het die Bybel so vervonkvaai, dat hulle aan jou 'n leuen verkondig. Ek is ook klein gedoop, reg. Ek het later tot die ontsettende ontdekking gekom, maar ek moet eintlik groot gedoop word. So, want dit moet gepaard gaan met die belydenis van sondes en die bekering en die uitroep na Jesus Christus, en dan word jy onderdompel en jy kom op. So dit is 'n bewustelike oortuiging wat jy uitspreek. Jy kom by daai punt, dit is iets wat 'n denke doen, 3 maande of 6 maande of 2 jaar kan dit nie doen nie. My persoonlike opinie is 'n kind van 7 kan gedoop word, indien hy in 'n huis groot word waar die ouers gelowiges is, hy verstaan die doop, hulle verstaan die skrif, hulle leef hierdie pad, dan is daai kind van kleins af. So op 7 kan hy 'n bewustelike besluit maak. Ek vra verskoning vir die lag, ek is nie in beheer van die sein nie, reg? So hy bly vir my by tye sê, die connection is unstable, en dit kan wees dat hy my kan afgooi van die stelsel af, dan kos dit my 'n minuut om net weer terug te kom op die stelsel, jy moet maar net vasbyt. So hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. In die volgende deel van die versie staan, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So, nou moet jy verstaan, hy het gesê, glo en doop loop saam. So, mense wat nie glo nie, het nog nie by die doop uitgekom nie. So, glo en doop loop saam, dis die eerste punt. Mense wat nie gedoop is nie, het nog nie by geloof uitgekom nie. Dis wat hy vir jou sê. Hy het dit sopas daar vir jou gesê. Maar weer eens werk hy op 'n begripsbasis wat hoër is as die gewone gemiddelde mensdom. Want hy skryf vir die uitverkorenes en hy skryf in verborgenhede. Dan kom ons gaan nou terug na die Ou Testament toe. Nou gaan baie mense vir my sê, ja, nee, maar ons kan nie onder die Ou Testament nie, want dit is onder die Ou Verbond. En my antwoord aan jou is, al die profete, Psalms is 'n profetiese boek, Jesaja, Jeremia, Sefanja, Micha, Sagaria, is almal geskryf
vir ons wat onder 'n nuwe verbond sal funksioneer. Miskien moet ek dit net kyk of ek dit net vir jou sien, want ons sukkel met die begrip. Ek het nie dit nou, ek het al die ander gesyf, né? Kom ons kyk of ek dit vir julle kan kry. Ek dink dit is in Jesaja, gaan ons dit lees. Jy moet verstaan, die profete skryf aan ons wat onder die nuwe verbond is. Die profete skryf nie aan die ouens onder die ou verbond nie. Hulle skryf aan hulle onder die nuwe verbond. Kom ons kyk, ek dink dit is hier by Jesaja 1 of 2. Nou as jy my leerlinge wil hê, moet jy maar op my groepe klim. Ek is op Telegram het ek het gestoor. Vader het vir my gesê laasweek Sondag, ek moet begin klaar maak en my materiaalrolle bære. Menende, ek is besig om vir julle klere te maak. Daai klere waarvan die Bybel praat in Openbaring, wanneer ek vir julle leringe gee, dan is ons besig om vir julle klere te maak. Dit wil sê, ons help om julle te klee. Ons leer julle baie belangrike dele van die woord, sodat jy 'n sinvolle ingeligte besluit kan maak. Jy kan nie God dan verwyd en sê, maar jy het nie geweet nie. Want hy het dan nou mense gestuur vir jou. Hy sê in Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê Jahwe, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So hierdie afwassing van sondes is onder die nuwe verbond, reg. So nou weet ons dat die profete profeteer vir ons onder die nuwe verbond. So nou moet ons luister wat hulle sê. Psalm 106 vers 34. Ek het nou hier 'n paar. Kom ons begin hierso. Ek gaan hom lees en dan gaan ons bietjie praat oor hom. Hulle het die volke nie verdelg soos Jahwe aan hulle gesê het nie. Hy praat van die klomp in Kanaan, want toe hulle in Kanaan ingaan, toe dink hulle dis 'n lekker plek en ons kan 'n Rainbow Nation maak, en toe sê God dit kan nie so werk nie. Rainbow Nations werk nie vir hom nie. En julle moet julle self apart hou van hierdie gruwelike volke, en dit het hulle baie gesukkel om te doen. Hulle het hulle nie verdelg nie, so nou is dit 'n probleem. So hy sê, maar hulle het met die heidene vermeng en hulle werke geleer. So saam met die vermenging, die daad van vermenging, kom die aanleer van die bose werke, die Baal godsdiens. En hulle het hulle afgode gedien en dit het vir hulle 'n struik geword. So is eers die vermenging, geestelike vermenging, sinkretisme, en dan kry jy die fisiese vermenging. En dan kry ons die afgode diens en die bose werke. Bovendien het hulle seuns en hulle dogters aan die duiwels geoffer. En ou moet maar mooi gaan kyk, hoe het die offerhandes, hoe dit gelyk in die tyd van Baal godsdiens, die tempelprostitusie, die sodomiete, die seksuele losbandigheid, hoe dit gebly daar, dis nou saam met die aborsies, wat toe al plaasgevind het, en die kinderoffers, wat het alles daar plaasgevind? En dit het alles te doen met afgoderry, alles te doen met werke. En as jy nou hulle werke aangeleer het, wel dan is jy verdoem, al glo jy wat. Bovendien het hulle seuns en hulle dogters aan die duiwels geoffer, en onskuldige bloed vergiet, die bloed van hulle seuns en hulle dogters, wat hulle aan die afgode van Kanaan geoffer het, sodat die land deur bloedskuld ontheilig is. Nou Suid-Afrika is deur bloedskuld ontheilig. So daar is net een manier om Suid-Afrika te reinig, en dit is deur 'n grootskaalse bloedvergieting. Dit is hoe dit werk. En hulle het onrein geword deur hulle werke en gehoreer deur hulle dade. So jou werke maak jou onrein. Jou dade maak jou 'n hoer. En die hoereerders, sê die skrif daar in die Nuwe Testament, die laaste verse van Openbaring, sal nie ingaan nie. Hulle sal nie ingaan nie. Hulle bly buite, saam met die honde, die towenaars en die wat leuns lief het en dit doen. Toe die toren van Jahwe ontvlam teen sy volk, en hy het 'n afskie gekry aan sy erfdeel. Hulle het onrein geword weens hulle werke, en hulle het gehoreer. Toe het hy 'n afskie gekry aan hulle. Op grond van hulle geloof, nie op grond van hulle werke. En hy het hulle in die hand van die heidene gegee. Dis nou die volgende ding wat gaan gebeur. Is God oorhandig jou aan jou vyand, dan vertrap hy jou, en hy bring BEE in, en die tipe van ding. En hulle haters het oor hulle geheers. Ek dink niemand kan vandag ontken dat die ANC nie ons hater is nie. En hulle vyande het hulle verdruk, sien hoe dans en deesdae in die strate, en skree almal moet uit die land uit, wat
vreemdelinge is. En ek weet nie of ek wil vir jou dit verduidelik nie, maar nou die dag het een so heel terloops gesê, ons moet verstaan, die blanke hoort ook nie in Afrika nie. En hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hulle hand moes buig. Nou, elke keer wanneer jy daar in die ry sit by Sassa, vir jou geldjie, dan is jy onder die hand van die stelsel. Jy het gebuig, want hulle gaan nie vir jou werk gee nie, maar hulle gaan vir 28 miljoen Sassa grants gee. En wanneer jy volgende keer sit by die staatshospitaal, en jy sit daar in die ry, en daai enetjie daar voor, die Annie, vat jou file, en sy druk hom heel onderin. Nou, dan moet jy verstaan, dis omdat Psalm 106 oor ons gespreek is. Ons word verdruk deur ons vyande. Reg, so jou werke maak jou onrein, jou werke maak dat jy vermeng, jou werke maak dat jy horeer. Daar het hy dit gesê, en dan wil God niks met jou te doen hê, niks. Hy draai sy gesig aan 'n kant toe. En hy sê dit. Dan gaan ons aan na Jona 3 vers 10, en God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. So hoe gaan God weet jy's 'n bekeerde? Hy kyk na jou werke. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. So God oordeel jou op jou werke. Gaan hy jou verdelg? Of gaan hy jou red? Want hy kan dit sien aan jou werke of jy bekeer is. Hy sê nie aan jou geloof, of wat het jy bely, of wat sing jy elke keer in die kerk nie. Hy praat glad nie daarvan nie. Hy sê, wat doen jy? Ons gaan kyk wat jy doen, en dan gaan ons 'n oordeel vel. Sagaria 1 vers 4. Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeëre profete geroep en gesê het, so sê Jahwe van die leerskare. Bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke, maar hulle het nie gehoor nie en na my nie geluister nie, spreek Jahwe. Hy sê, julle is soos julle vaders. Toe daar vir julle gesê word, bekeer julle van julle bose werke. Toe maak julle of julle nie hoor nie. Toe verduidelik julle, nee, maar ek kan gered word, want ek is 'n Jesuskind. En ten spyte van my seksuele losbandigheid, en ten spyte van die taal wat ek besig, en ten spyte van wat in my huis aangaan, en die goedjies wat in my huis rondhang, en die ou goedertjies, die gemors wat ek koop, dit wat die kinders van die ooste maak, ons koop ons die gemors, dan hang ons dit in ons huise op. Ten spyte van al daai dinge, gaan God my red, want ek glo in Jesus. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, jy moet jou bekeer van jou bose werke af. En jou werke, op grond van wat gaan hy jou werke oordeel? Wel aan jou wet, aan die wet, die Torah sal jou oordeel. Goed, Jeremia 44 vers 8, deurdat julle my terg met die werke van julle hande, so met ons, dit wat ons doen, terg ons God. Ons moet nie huil as die land lyk soos hy lyk nie. Ons moet nie huil oor die potholes nie. Ons moet nie huil omdat die hospitale uitmekaar val, jy moet jou eie bedde goed bring en jou eie kos nie. Ons moet nie huil daaroor nie, want ons het God geterg met ons hande, met ons die werke wat ons doen, jou hand het te doen met jou werke. In 94 het ons vriendelik oorhandig aan 'n swart kommunistiese regering. Want die kerk het gesê vryheid, gelykheid en broederskap. En ons het dit geglo, daar's nie vryheid, gelykheid en broederskap nêrens in jou Bybel nie. Jy's nie vry om te maak wat jy wil nie. Niemand is gelyk voor God nie, dis 'n absolute leuen. En ons is nie almal broeders van mekaar nie. Dis 'n absolute leuen. So, maar wanneer hulle so in die strate dans en jy sien dit op SABC News, onthou nou, dis jou broeders wat daar dans. En daar's moord in hulle hart. Nou ja, kom ons lees. Hy sê, julle het my geterg met die werke van julle hande om vir ander gode rook te laat opgaan. Elke keer as jy Kosile in Afrika sing, jou kind doen dit daar by die skool. Ek het my kinders geleer. Hulle het net eenvoudig geweier om dit te sing. So, saaltyd het hulle buitekant die saal gestaan. Daar sê, dan staan jy op vir jou beginsels. Maar Kosile in Afrika het met Jesus Christus niks te doen nie. Hulle het vir ander gode rook laat opgaan, Kosile in Afrika, in die Sangomas, en dan ons natuurlik die swart kommunistiese regering. Ag, en as ons nou nie, ons is deel van die abortiekultuur, ons is deel van die communities, die kinders is deel van die community stelsel. Ek praat hier van die dwelms en al die ander gemors wat daarmee saamgaan nie. Hy sê, julle het gekom om as vreemdeling in Egipteland te vertoef. Hy sê, en nou het jy 'n vervloeking geword, en 'n voorwerp van vervloeking en smaad. Nou ja, die
Die wêreld kyk na Suid-Afrika tot 'n ouetjie soos ou Donald Trump. Hy kyk na Suid-Afrika, sê kyk wat het nou met die blanke gebeur. Die blanke het homself oorhandig aan swart kommunistiese beheer in 94. Sies, toch kyk hoe lyk die blanke, hulle is nou refugees, kom ons help hulle maar 'n bietjie. Julle het 'n smaad en 'n vervloeking geword. Die wêreld lag oor julle. Want julle het God verlaat, julle het sy gebod verlaat, julle het die apartheid verlaat, julle het deel geraak van die communities in vryheid, gelykheid en broederskap. En nou wil julle huil, omdat die brood op die rakke gaan opraak en die petrol baie duur raak. Binnekort sal jy loop waar jy wil wees. Hebreërs 6 vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. As jy oorgaan na die volmaaktheid, dan is dit omdat jy die pad van heiligmaking begin stap het. Heiligmaking beteken van apartgesteldheid. Jy het begin om apartheid toe te pas in jou lewe. Jy het jou onttrek uit die stelsel uit. Ja, ons moet nog werk. Ja, ons moet brood verdien, maar ons gaan nie deel raak van die stelsel nie. Ons gaan in hierdie huis, gaan ons God dien. Maak nie saak of die res van die wêreld Satan en Baal dien nie. Dis honkie dorie, laat hulle maak wat hulle wil. Maar in hierdie huis gaan ons God dien, en ons gaan terugkeer na die wet. En ons gaan na die beste van ons vermoë probeer om hierdie pad te stap met Sabbat en feeste, en hierdie feeste is nie vervul nie, jy moet hulle doen, soos ook die Sabbat op die Saterdag. Nie Sondag aanbidding, het alles te doen met die dier, met die Vatikaan. He? So hy sê, julle bekeer uit dooie werke. Uit dooie werke. Jy moet bekeer uit dooie werke. Die werke wat jy nou doen, maak jou dood. Jy's geestelik dood. Kom tot bekering tot die lewende werke, want daar's lewende werke ook. Goed. Matteus 11, vers 2. Het ons nou daardeur, ons is deur 'n klomp van die Ou Testamentiese verse. Goed, kom ons gaan by Matteus 11 vers 2. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur. Johannes het gaan vra, na aanleiding van die werke wat Jesus gedoen het, want hy het onthou wat in die Ou Testament geprofeteer is, naamlik, hy sal gesond maak, en dit wat al die dinge gaan hy doen, en hy gaan verlossing preding, en al die dinge het Johannes geweet, want Johannes het die Ou Testament en die Bybel baie beter geken as ons. En op grond van die werke van Christus, het hy Jesus erken as 'n gesalfde, as die gesalfde, as die verlosser van Israel. Is dit nie mooi nie? Is nie mooi nie. So moet jy ook herken word aan jou werke. Reg. Kom ons kyk verder, Matteus 23. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Wat beteken dit? Dit beteken hulle is veronderstel om wet te verkondig. Die stoel van Moses is die wet. Die Torah moet aan die volk verkondig word. Reg? Nou sê hy, hulle het 'n probleem. Hulle praat Torah, maar hulle doen die goddeloosheid. Hy sê, alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Dis nie ek wat dit sê nie. Ek loop nie dinge uit my duim uit en suig nie. Dit staan in Matteus 23 vers 1, 2 en 3. Hulle praat en doen nie. Nou sê ek vir julle mooi, binnekort gaan julle vlug vir julle lewens. Binnekort kom hier 'n massiewe krisis oor die land. Ek praat nie eers van die merk van die dier wat gaan inkom nie. So 2 weke terug het Vader my 'n baie duidelike droom daaroor gegee. Ek het gedroom die kerk sit vir ons almal 'n glasie voor en daar's 'n gogga binne in die glasie. Klein goggaatjie. En ek wou dit nie drink nie. Ek meen, wie drink nou wyn met 'n goggaatjie in? Maar die volk het dit gedrink. Hulle het dit ingeneem. En toe stuur hulle 'n blou glasie met blou vloeistof om. En toe sê ek, nee, jy kan dit nie drink nie, want as jy dit drink, maak dit die goggaatjie groter. Hy lyk vir my nader aan soos 'n hologram. En hy het vir my gelyk soos 'n groterige muur. Nou dit is alles hierdie nanotechnology. Dis hierdie nanotechnology wat hulle vir die ouens gaan inspuit voor die voet. En 'n groot gedeelte van die volk gaan daarvoor staan.
Want toe ek vir die vrou sê, maar moenie dit drink nie, dis die merk van die dier. Moenie dit inneem nie. Ons het te doen met hierdie merk van die dier wat gaan, en dit gaan in ons tyd wees. Dit is nie nog 7 jaar van nou of na 2030 en na die wegraping nie. Jy gaan dit beleef en jy gaan 'n keuse moet maak. Dit gaan in jou tyd wees, baie binnekort. Hierdie ding is reeds ver gevorderd. Die chip agter jou oor in. Daai nano, ek sien as jy daai blou glasie se goedjies drink. Dit het te doen met hierdie blou lig. En ek ken glad nie van dit, ek het 1 of 2 video's van dit gesien. So, en mense is baie skepties oor van hierdie goed, want ons ken nie die tegnologie nie. Maar is klaarblyklik dat die tegnologie bestaan, want die mense gebruik dit. Dit word wyd en suid oral opgestel. Daai blou tegnologie kom daar van die Joodse staat af, hulle gebruik dit. So wat hulle doen is, daai tegnologie, die blou lig veroorsaak dat die nanobots assemble en vinniger groei en wat ook al. En ek sien dat jy met jou liggaam kan connecteer met die internet. Jy raak deel van die body, die internet of bodies en die internet of things. En jy kan betaal met dit. Jy kan betaal met jou liggaam. Of dit met jou handpalm is en of dit met jou iris scan is, whichever way. Maar jy sal 'n walking, talking selfoontoring word. Dis waarheen ons op pad is. So, om nou weer te kom by die punt uit. Jy kan nie sê jy glo en jy wil nie hierdie pad van heiligmaking stap nie. Dan is jy besig om jouself te bluf. Kom uit die seksuele losbandigheid uit, kom uit die communities uit. Kom terug by die apartheid van Jahwe. Dit sê ek vir jou boervolk, moet jou nie bekommerd oor die res van die wêreld en hierdie ander lot nie. Hulle saak is hulle saak. Maar jy, wat luister, jy weet mos wat is reg en wat is verkeerd. Ek hoef ons jou nie te leer wat is reg en verkeerd nie. Dit is interessant hoe weet ons wat is reg en verkeerd. Want wanneer ons verkeerde dinge doen, dan trek ons die gordyne toe, ons wil nie hê ander mense moet sien nie. Is dit nie waar nie? So, moenie praat en nie doen nie. Jy moet praat, bely en doen. En wat moet jy doen? Dit wat Moses vir ons gepreek het, daai moet ons doen, die Torah. Ons moet teruggaan na die wet toe. Lukas 13 vers 27. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Nou kom ons terug, ek het dit nou nog gesê. Die woordjie ongeregtigheid het 'n basiswoord, naamlik reg. So dis on en ge, wat ons bysig, voorvoegsels, en heid aan die ander kant. So, ons sit nou nog 'n tig op by, tig uit, ongeregtigheid. Nou al hierdie goed is agtervoegsels en byvoegsels wat ons sit, want dis iets wat ons vroeg vir die kinders leer. So van die eerste ding wat ons hulle leer in graad 4, ons begin praat oor basiswoorde. So waar kom die woordjie ongeregtigheid vandaan van die woordjie reg? Reg en verkeerd, almal verstaan van reg en verkeerd, so waar kom die woordjie reg vandaan? Wel, die reg kom van die wet af. So in Suid-Afrika bepaal hulle die reg daar in die regbanke volgens die wette. En hulle vaardig 'n hele klomp ekstra wette uit, wat niks te doen het met God en sy gebod nie, maar alles te doen met die beast system, en ons sal dit baie binnekort meer aan ons basse voel as ooit tevore. Reg. So hy sê, gaan van my al weg, julle wat die verkeerde dinge werk. As jy te doen het met die propaganda van die verkeerde dinge, en ons almal weet waarvan praat ons, reg? Dan is jy besig met die ongeregtigheid. En God sê, dan wil hy jou nie ken nie. Gaan weg van my. Wil jou nie ken nie, jy het niks met my te doen nie. Want God staan vir reg en verkeerd. En jy wil nou die verkeerde aan mense verkondig, en dan wil jy vir ons vertel, jy glo in Jesus. Maar is teen God se gebod. Judas, Psalm 125, vers 5. Maar die wat langs krompaaie wegdraai, en daar is so baie krompaaie, sal Jahwe laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. Wat sê hy? Jou pad nie reguit pad is nie. Jy het die krompaaie gevat. Jy sal saam met die werkers van ongeregtigheid vergaan. Judas 1 vers 14. En Henog die 7de van Adam af het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, Jahwe het gekom met sy heilige 10.000 talle, om gereg te hou oor almal en al die goddelose mense
onder hulle te straf oor al die goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hierdie versie is in jou Bybel. En hy sê die woord goddeloosheid 1, 2, 3, 4 keer. 4 keer. Die wat goddelooslik leef. Nou, hoe leef jy goddelooslik? Wel, jy het God en sy gebod verwerp. So, jy wil vir my vertel, jy behoort aan Jesus, maar jou lewe lyk nie of jy aan Jesus behoort nie. Jy lyk soos die res van die hoereerders, en die ouens wat besig is met brasserny, en die ou wat op die hoek staan met die naald in sy arm, jy lyk soos hulle. So, moenie jouself bluf nie. God gaan julle oordeel, en hy gaan almal straf oor hulle goddelose werke. Dit staan daar. 2 Johannes 1 vers 9, 10 en 11. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wanneer is jy 'n oortreder? Wanneer jy die wet oortree. Reg? So, die wet van God. Ek praat nou nie van die wet van die land nie. Die wet van die land is veronderstel om gebaseer te wees op die wet van God. Maar dit het lankal uit die bus uitgeval. Dit is hoekom aborsies en al hierdie ander goedjies is deesdae nou is op die tafel. Enige ou kan maar maak wat hy wil. Hulle praat nou van selfs aborsies na die geboorte. Menende, vir soveel uur na die geboorte kan ons nog vra dat daar van die babietjie ontslaag geraak kan word. Dis aanvaarbaar. So, kan jy glo ons is al daar? Dan praat ek nou nie eers van die stelsel van MAID. Is dit medical assisted something? Waar ons mense aanmoedig, jy's 'n bietjie depressief, wel jy het mediese probleme, jy's 40, is beter, weet jy wat, is beter dat jy gaan vir hierdie assisted suicide. Ons gaan jou in 'n pod sit en dan gaan ons jou bietjie gou help en moenie bekommerd wees nie. As jy weer weet, dan is jy nie meer hier nie. Lewe is lankal nie meer kosbaar nie. 'n Regering is veronderstel om lewe te beskerm en te bevorder. Maar daar's regerings wat mense doodmaak. En dis interessant, en mens sien dit grootliks onder die westerse nasies, wat verduidelik hoe lief is hulle vir Jesus. Hulle het 'n Judeo-Christian fondasie, daar bestaan natuurlik glad nie so iets nie. Jy's of 'n Judeo of jy's 'n Christen, jy's of die een of die ander ene. Jy kan nie 'n Judeo-Christen wees nie, daar's nie so iets nie. Want die Judeo's werk met die Talmud. So dis nie vir hulle probleem nie. Maar die Christen moet werk volgens die wet van God. En dit was alle jare so, totdat ons that little group of people ingebring het, that little group of people. Ons weet daai mense, nou, wat glad nie van Jesus hou nie. Hulle haat hom met 'n passie. Jy weet van wat ons praat, né? Hy sê elkeen wat 'n oortreder is, so as jy 'n sondaar is, as jy 'n wetsoortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy die Vader sowel as die Seun. So bly in die leer van Christus. Wees gehoorsaam. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Johannes sny die lyn baie diep. Baie diep. Ons gaan sukkel met die ouens wat families het, waar die dinge baie sleg lyk. Maar by die volgende braai en die volgende kinderpartytjie word almal genooi. En dan is dit 'n lekker partytjie. Nou wonder 'n mens by jouself, dan het ons mos gemeenskap met hulle bose werke. Want ons wil onsself nie apart hou nie. Hebreërs 5 vers 9. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Luister mooi. Nadat Jesus volmaak is, nadat hy opgestaan het uit die dood is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. As jy hom gehoorsaam is, sal hy jou red. Nie as jy ongehoorsaam is nie. Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Ek het hom nou 2 keer geplak, maar miskien is dit goed, want ek het gou vir jou verduidelik. Die seun het gehoorsaamheid geleer. Wat praat hy van? Jesus is dan nou volmaak, is dan nou sonder sonde. Daai gehoorsaamheid waarvan hy praat is
God het 'n plan uiteengesit waar volgens hy die nuwe verbond sal instel en vir sy volk Israel redding sal bring. Israel is die blanke westerse nasies. En die enigste manier om dit te doen was om hierdie pad te stap waar hy gebore word en hy groei op en hy preek vir 3 jaar en dan word hy gekruisig. Dit is die enigste manier om hierdie nuwe verbond in te stel. So dis 'n pad wat God vir homself uiteengesit het en gesê, daai pad moet geloop word. Nou dis een ding om dit te sê, en dis 'n ander ding om dit te doen as mens, met 'n menslike liggaam. Verstaan julle die probleem? En dit is hoekom Hebreërs 5 so mooi hiervan praat. God het sy doelwitte bereik. Hy was gehoorsaam aan sy doelwitte. Sodat hy vir ons, wat hom dan gehoorsaam is, redding kan gee. Jakobus 2 vers 14. Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Jakobus was 'n voorstander van die belydenis sowel as die wetsonderhouding. Hy was die halfbroer van Christus. Hy het saam met hom groot geword. Nou wil mense vir my verduidelik. Belydenis is nie meer van krag nie, ons hoef nie meer te worry oor die wet nie. Jakobus was die leier, die eerste leier van die vroeë Christelike kerk. Hy was 'n disipel van Jesus. Wil jy nou vir my sê, Jesus het hom toe nie reg gehelp nie? Vir al die 3 jaar wat hy saam met Jesus gewandel het Jesus nie vir ons sê, luister my ou maat, moenie worry oor die wet nie, moenie worry oor die belydenis nie, dis nie meer van krag nie. Nee, dit is van krag. Dus jou kerk het jou net die verkeerde ding geleer, want die kerk loop saam met die Vatikaan. Nou sê Jakobus, jy kan maar vir my verduidelik hoe jy 'n gelowige is tot jy blou is in jou gesig. Jy het nie die werke nie. Die geloof kan jou tog nie red nie. Net so is ook die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. As jy na my kyk, moet jy baie mooi verstaan waar jy met my staan. Jy moet my in my oë kyk en sê, luister, Deborah is sis en sis en sis en so en so en so en so en so. Dis reg, ek kan daarmee vrede maak. Want ek is nie 'n hoereder nie. Ek probeer die wet onderhou, ek stap die pad saam met Jesus. Ek is staan vir apartheid van my volk. Ek is staan vir die Israel waarheid. Ek verkondig dit aan my mense. Jy kan my van baie dinge beskuldig. Maar jy gaan my nie beskuldig van hoereer en van bedrog en van afgodsaanbidding en sondagonderhouding nie. Dit gaan jy my nie van beskuldig nie. En dit is wie ek is. Dit is wie ek is. Finish en klaar. Wat jy is, ja, dit mag dalk 'n probleem wees. Ek wil nie na jou kyk en sê, luister, waarmee is jy besig? Want dit waarmee jy besig is nie dit wat God van jou verwag nie. So, ek gaan aan jou werk ek sien of jy Baal godsdienst onderhou, is jy lid van Baal, die Rainbow Nation, in Kwesile in Afrika, of is jy deel van Jesus? Dit is baie eenvoudig, ons gaan baie binnekort sien, wie dien God en wie dien hom nie. Hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook aan hulle sidder. Nou wil ek weet, gaan die duivels gered word? Hulle glo God is een. Gaan hulle gered word? Hulle dan Jesus erken vir wie hy is? Het hulle nie, ek lees dit daar in die Nuwe Testament, hulle het hom erken vir wie hy is. So hulle weet presies wie hy is. Hulle glo dat God een is, en hulle sidder. Ons is besig met 'n drie-eenheids valse dwaalleer. Ons sidder nie as ons oor God praat nie. Klaarblyklik is ons nie bang genoeg vir hom nie. Miskien is dit omdat hy nie werklik is in ons lewe nie. Miskien is dit omdat ons nie verstaan wat gaan kom oor die aarde nie. Dat God sy woede oor hierdie aarde baie binnekort gaan uitstort nie. Want as ons verstaan hoe kwaad hy is, en is op elke bladsy in die Ou Testamentiese profete en in Openbaring, sal ons sidder. Nou ek gaan vir jou sê, geen demoon is gered nie, al glo hy God is een. Maar die demone is besig met die bose werke. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Abraham is geregverdig uit sy werke. Abraham was nie 'n ateïs nie. Hy was nie 'n afgodsaanbidder nie. Dit lees ons baie mooi in die verhaal van die boek van die Opregte. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit sy werke? Wil jy by volkomenheid uitkom? Wil jy by volmaaktheid uitkom? Doen die werke. Doen die werke.
As jy moet vas. As jy moet Sabbat onderhou die Sabbat. As jy feeste moet onderhou die feeste. Stap die pad in gehoorsaamheid, wees soos 'n donkie. Hy met sulke oogklappe aan het. Maak nie saak wat die kant en daai kant gebeur nie, dit is irrelevant. Die wêreld is going down the drain. Sjoer, baie vinnig nou. Reg? So in hierdie tyd, wanneer God begin merk, dan moet hy sê, hierdie is een van my kinders, daar's 'n kind van my, daar's 'n kind. So hy moet jou kan ken. Hy moet jou kan ken. Hy moet jou kan uitken. Baie mense sê hulle ken God, maar ek sê vir jou, God ken nie hulle nie. Romeine 2 vers 13, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Uit Paulus se mond uit. Die daders van die wet sal geregverdig word. Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. As jy 'n lig is vir Jesus, dan maak jy jou nie toe onder 'n emmer nie. Dan praat jy maar op TikTok, sodat jou naam daar by die gereg op die lys kan kom, sodat hulle jou kan toesluit. Jy is nie skaam vir wie jy is nie. Die probleem is, die ouens wat so lekker predik baalgodsdiens. Vryheid, gelykheid en broederskap. God het almal gemaak en hy gaan almal kom red. Dit is absolute leuen. Die wegraping is voor die deur, ouens, jy moet net vashou. Dis 'n leuen. Wederkoms is in die verre toekoms. Ons is nou by die volëinding van die wêreld, en die volëinding van die wêreld is nie Armageddon nie, en is nie die wederkoms nie, en daar is nie 'n wegraping nie. Ons gaan almal daardeur gaan. Luister mooi, jou goeie werke moet die wêreld kan sien. Hulle moet weet waar hulle met jou staan. So, as hulle kom met 'n verkeerde ding, dan moet hulle sê, weet jy, dit help nie by hierdie vrou 'n draai te maak nie, want sy gaan nie val vir dit nie. Haar pad loop sy reguit, want sy vrees God. Johannes 7 vers 7, die wêreld kan julle nie haat nie, maar my haat hy, omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Nou ja, jy sal sien, die Debora haters is almal ouens wat se werke boos is. Daar's 'n verkeerde gees in hulle. Dis hoekom hulle Jesus ook doodgemaak het, want hy het hulle sondes, hy het hulle oortredinge aan hulle uitgewys. En dit wou hulle nie toelaat nie. Nee. 2 Johannes 1 vers 8. Julle moet nou geduldig wees, ons is amper klaar. Wees op julle hoede. Ekskuus tog, kom ons begin by Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Dis die oordeel. Die oordeel. En die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Toe Jesus in die wêreld kom, het daar 'n oordeel oor die wêreld gekom. Dis 'n oordeel. Dit wil sê, nou kan die res van die profetiese tydlyn in vervulling gaan, waar gesê word, God gaan die wêreld uitdelg, en die lyke sal op die strate, en niemand sal begrawe nie, omdat ons bose werke doen. Sy koms is vir ons 'n oordeel. Luister mooi, en die mense die duisternis liewer as hom. Maar dit is makliker, kyk, is lekkerder in die duisternis. Onthou, die wêreld is 'n lekker plek. Die Satan maak dit 'n lekker plek. Vir almal. Dis interessant. Hulle wil 16-jariges nie, 16-jariges mag nou nie sosiale media gebruik nie. Ek dink hulle wil dit nou in Kanada inbring. Ek dink is al bietjie in Europa, en dit is nou in Australië. Nou, hoe is dit moontlik dat hulle nie die pornografie sites kan afhaal van die stelsel af nie? Kan iemand vir my dit verduidelik? As hulle nou 'n kind van 16, hy moet nou eers geregistreer word in 'n ID, en dan sal ons besluit of hy 'n bietjie op die internet kan wees. As hulle dit kan doen, dan kan hulle ons met pornografie sites ook afhaal. Hulle kan die kindertrafficking sites en die vroue trafficking sites, hulle kan ons afhaal van die stelsel af. So kom hulle dit nie af nie. Want dit is wel godsdiens. Reg. Goed, 2 Johannes 1 vers 8. God het vir my gesê, ek moet vir julle sê, moenie julle ID's vergeet nie. Jy moet jou ID maar iewers neerskryf, wanneer ons oorgaan na die B-system toe, want God gaan die stelsel vernietig. Ons gaan terug na pen en papier. Onthou julle in die ou dae, dan vat hulle die blou papier, die
die stukkie koolpapier, kan nie onthou wat dit doen, die carbon, dan sit hulle hom in, is of swart of blou gewees, nou hang op met wat, dan kan jy maak het hom nie saak met wat 'n pen jy skryf nie, en dan het hulle hom so in triplikaat uitgemaak, en want daar was nie rekenaars nie, dis die lekker ou dae, en rekenaars, ons gaan terug na daai era toe, daai tyd wat jy moet leer om 'n seël na te lek, om hom op die briefie te plak, kinders gaan weer leer om 'n telegram te skryf in graad 1, soos wat ek het gedoen het, God het vir my gesê, julle moet nie bekommerd wees nie, julle moet net hierdie storm uitry, ek gaan alles vernietig, ons gaan teruggaan op pen en papier. Goed, 2 Johannes 1 vers 8, wees op julle hoede, dat julle nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Oppas, dat jy nie wat jy met arbeid verkry het nie. Johannes, maar ek is gered uit genade. Ek het nie nodig om te arbei nie. Ek is gered uit genade. Nee, my maat. Jy verstaan die konsep heeltemal verkeerd. Jy sal gered word op grond van jou arbeid. Daai loon gaan kom op grond van jou arbeid. Dis wat hy sê. Hy sê, oppas, moenie uit die bus uitval nie, moenie de mekaar raak met die begeerlikhede en die verleidings van die wêreld nie, want dan is al jou harde arbeid, al hierdie geloofspad wat jy geloop het, en toe val jy uit die bus uit, is te vergeefs. Dat is jy verlore. Nadat jy gedoop het en die regte pad geloop het vir 'n paar jaar, en toe val jy uit die bus uit, wel, sorry my maat, ek is nou jammer om vir jou te sê, dan tel het nie. Daai eerste deel wat jy so mooi die pad tel nie, want jy toe uit die bus uitgeval. Hebreërs 6 vers 10, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie. Hy sal nie my werk vergeet nie. Ek werk vir Vader. Hy het vir my gesê, hy sal my oppas, hy gaan my beskerm, hy stap saam met my pad. Hy sê, hy sal nie my werk vergeet nie. Ek vertrou hom. En die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Die apartes gedien het en nog dien. Maar okay, ons is deel van die Rainbow Nation. Ons dien Baal. Ons doen die Rainbow Nation. Ons is daar. Nou, ons wil deel wees van die stelsel, want anders kan ons nie rugby kyk nie, en die cricketspan kan nie oor see speel nie. Dit kan ons nou nie. Ek kan nie glo daar's mense wat nog rugby kyk nie. Ek verstom my daaraan dat mense nog TV's het. Ek verstom my daaraan. 'n foon is vir my genoeg. Is eintlik te veel. Aangesien ek vir Vader werk ek baie op die stelsel. Dit wil sê, want hierdie is die enigste manier om julle te bereik. Want die televisie gaan my nie toelaat daar nie. Maar ek wil glad nie 'n TV in my huis hê nie. Ek nie eens 'n radio in my huis nie. Reg. Openbaring 2 vers 9. Nou kom ons by Openbaring. Want kyk, Openbaring is daai laaste hoofstuk. Daar word baie dinge gesê. So ek meen, as ons nou gered word uit genade en geloof, moet dit seker daar staan, né? Openbaring 2 vers 9, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Wie laster? Wie laster? Die sinagoge van Satan. Ek ken jou werke. Hy sê nie, ek ken jou geloof en jou verdrukking nie, en staan sterk in die geloof nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê, ek ken jou werke. Ek weet julle word verdruk, ek weet julle word verarm, ek weet die ander lot sê dat hulle Israel is, maar hulle is nie Israel nie, hulle lieg, en ons weet hulle lieg, want hulle laster Jesus Christus. Dan is hy nie Israel nie. Reg? Julle is Israel, maar ek weet julle kry swaar. Ek ken julle werke. Ek is besig, ek eien julle. Kan sien, daai en dien my, daai en dien my, daai en dien my. Openbaring 3 vers 8. Ek ken jou werke. Weer herhaling. Kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee. Ja, die deur wat oop is Noord-Kaap toe, né? En niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. So aan die werke van daardie gemeente kon God sien, hulle bewaar sy woord en hulle verloon hom nie. Hy kyk na hulle werke en op grond van dit kon hy sien, verloon hulle hom of glo hulle hom. Hulle sê hulle glo, dan welkom ons kyk na jou werke. Openbaring 3 vers 1, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Aan jou werke kan ek sien, jy is morsdood. Jy sê jy leef nie, jy is morsdood, ek het jou werke gesien.
Openbaring 3 vers 15, ek ken jou werke. Ek weet dis die soveelste ene, maar dis nie my woorde nie, dis God se woorde. Dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. God sê, is beter om 'n volledige ateïst te wees. Nou, en niks met die Bybel te doen te hê nie. As om te verduidelik, jy's 'n gelowige, maar jy's besig met seksuele losbandigheid, jy hou nie die feeste van God nie, jy hou nie die Sabbat nie, jy soek hom nie, jou lewe is 'n toonbeeld van Baal-godsdiens. Dis beter dan liewers om 'n ateïst te wees. Jy het 'n beter kans om te oorleef in hierdie stelsel. In die verwoesting wat kom. Want die wat so lauwarm is, God sê vir hulle is hy baie kwaad. Want dis hierdie lauwarmes wat die res van die wêreld verlei en sê, maar kyk, ek is lauwarm en ek is gered, moenie bekommerd wees oor my nie. Ek is besig met Baal-godsdiens, maar moenie bekommerd nie, omdat ek sê, Jesus, ek glo in Jesus, en Jesus het vir my sondes gesterf. Don't you worry, ek gaan gered word. So jou werke bepaal of jy koud of warm is. Openbaring 3 vers 2, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Openbaring 2 vers 2, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Dis 'n massiewe vers wat hy hierso sê. Dit het geweldige implikasies vir die skrifte. En vir ons in die tyd. So, jou werke, jou arbeid, jou lydsaamheid, en jy verdra nie slegte mense nie. En dit is, God sê dit vir hulle, hy sê, ek kan sien, julle is deel van my kinders, julle is my gemeente, want ek kan aan julle werke, en julle lydsaamheid sien, aan julle arbeid kan ek sien, julle is myne. Openbaring 14 vers 13, byt vas, ons is amper klaar. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Dis nou in hierdie tyd wat ons nou ingaan. Baie regverdiges gaan sterf. Reg? Hulle sal rus en hulle werke volg hulle. Die werke kom saam, want met die werke gaan jy geoordeel word. Ons gaan dit nou lees. Openbaring 12 vers 17. Die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. So die draak maak oorlog, daar is nie wegraping nie, teen die heiliges, wat die gebooie van God bewaar, so hulle is gehoorsaam, hulle doen nie wet, en hulle onderhou die getuienis van Jesus Christus. En die getuienis van Jesus Christus is, ek is God. Dit is sy getuienis. Openbaring 20 vers 13, baie belangrik. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Gee so 'n bietjie kans, hy wil net vir my sê inactivity, geen gou kans, dat ek net vir 'n oomblik net hierdie, dan moet ek 'n puzzeltjie terugsit, as ek die puzzeltjie terugsit, dan kan ek nou verder gaan. Goed, kom ek gaan aan. Hy sê, in Openbaring 20 vers 17, is die wit troon oordeel. Hy sê die see is die nasies, het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Nou wat gaan ons maak? So wil jy vir my sê, as ek daar by Jesus staan voor die troon, en ek praat met hom, dan sê ek vir my, ek was 'n Jesuskind. Ek was 'n Jesuskind. Kyk mooi na my, ek het geglo in Jesus, ek het dit verkondig van die kansels af, ek het gesond gemaak in U naam, want hy sê in die evangelies, hy sê, ek gaan jou van my al wegstuur, ek gaan sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af, werkers van die ongeregtigheid. So as jou predikant en jou pastoor en jou baalpriester vir jou verduidelik, jy kan 'n Jesuskind wees, maar is alright, jy kan maar die wet verbreek, die wet is nie meer geldig nie, moenie bekommerd wees nie, jy gaan gered word op grond van jou geloof,
en dan is hy besig om vir jou te lieg. En vir hierdie herders wag daar 'n verskriklike oordeel. Hebreërs 8 vers 8, en hiermee gaan ek afsluit. Dankie vir julle geduld. En luister mooi, hy praat oor die nuwe verbond. Want hy berispel en sê, kyk daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda, dis die partye tot die verbond, dis nie almal nie, 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak op die dag aangeneem het om uit Egipte land te lei, want hulle het nie gebly by 'n verbond nie, en ek het hulle verontagsaam. So, omdat hulle nie gebly het by die verbond nie, ek sien daar's 'n lag, skies tog, kom ons gee kans of dit beter raak. Omdat hulle nie gebly het by die verbond nie, hulle was ongehoorsaam. Hy sê unstable connection, gee gou kans. Omdat hulle nie gebly het by die verbond nie, wat het hulle nie gedoen nie? Hulle was ongehoorsaam. Toe het God hulle verstrooi. En dan kom hy, dan sê hy, maar dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met Israel. Spreek Jahwe, ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle harte skryf, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou wil ek vir jou vra, is God se wet op jou hart, en is hy in jou verstand? En die meeste van my gaan sê, hulle is glad nie daar nie. Hulle wet is teen die kruis vasgespijker. Nou, ek dink, daar's genoeg verse in Paulus wat min of meer die teendeel gaan bewys van wat die predikante van ons probeer wys maak vandag. Maar, die hele idee, dat ek nie meer die wet hoef te onderhou nie, is heeltemal, is 'n dwaalleer. En die dwaalleer het ingekom, sodat hulle hierdie seksuele losbandigheid en die moord op babas, en hierdie MAID, hierdie medical assisted suicide, kan inbring. Dit is een van die redes. Dan praat ek nou nie oor die halfkaal meisies wat sing en dans op die verhoë nie. Ek praat nie van die pornografie nie. Ek praat nie van die hoerhuise wat oral opgaan nie. Ek praat nie eers van dit nie. Die volk sukkel om hulle self intern in hulle eie huisgesinne te handhaaf. Hulle sukkel om dit te doen. Die volk sukkel om dit te doen. So by sy eie huis is daar totale chaos. En hy het die chaos van buite af ingebring na sy eie huis toe. So daar is geen standvastigheid of fondasie nie. Nou ons is nog nie by die hele vervulling van die nuwe verbond nie. Die idee was om te kyk, kan ons in hierdie tyd, wanneer hierdie volk tot bekering kom in Jesus Christus, en Yeshua die Messias, as hulle by daai punt kan kom, sal hulle die volgende stap ook neem, en die wet gaan opstudeer. Sal hulle by 'n punt kom dat hulle verstaan, hulle moet Sabbat hou, Vrydag aand tot Saterdag aand, gaan hulle verstaan, hulle moet die feeste hou, dat hulle moet gaan begin navorsing doen oor die feeste. Gaan hulle by die punt kom dat hulle verstaan, hulle moet 'n reguit pad saam met God stap. Of, gaan hulle net kom tot, ek glo in Jesus, en miskien is ek gedoop, maar my lewe is my eie, en ek maak daarmee wat ek wil. So ja, hierdie is my kort en my lank, ek hoop julle het lekker geluister. Ek sal oopmaak, ek was 'n uur besig,